Ja, so ons het nou heel oggend gepraat oor die Heilige Gees en hoe ons gelei moet word deur die Here en sy Gees. En 'n ding wat my al baie gehelp het in die lewe is hierdie spesifieke oefening wat ons nou vandag gaan doen. Maar voor ons dit gaan doen, wil ek julle net gou vinnig 'n storie vertel van hierdie boek wat ek nou hier voor my het. Ek so 3 jaar terug gaan woon ek 'n oggend by 'n vroueoggend en vir almal wat nou nie hierdie vroueoggend bywoon, kry nou so 'n boek. Maar die vrou wat die oggend aanbied, sy sê julle moenie daai boek onderskat nie. Maar ek kry hierdie groot boek, maar al die ander mense kry so 'n mooi klein boekie. En ek sien net die boek en lees daarvoor op en dink, okay, maar dit is so 'n bietjie ongemaklik. Dit kan nie in my handsak nie. Ek gaan dit nie eintlik gebruik nie. Dit gaan nie vir my werk nie, maar dankie vir die boek, baie oulik. En ek vergeet toe nou heeltemal van hierdie boek, maar toe ek die boek ontvang daai oggend en sy sê moenie die boek onderskat nie, lees ek daarvoor op Your plans are better than my dreams en ek sien hierdie mooi blomme. Nou in daai tyd van my lewe, ek onthou my seentjie was net gebore, my hormone was so 'n bietjie te mekaar, hier in my gedagtes het nie baie goed gegaan nie. So ek het regtig gesoek na die Here om my net te help. So toe ek nou die boek ontvang en ek lees wat daar voorop staan, ek sien hierdie mooi blomme, daar het 'n vinnige gedagte deur my kop gegaan, daar lê mooi goed voor. Moenie worry nie, waar dit nou gaan nie, daar lê mooi goed voor. Maar so het ek die boek gebeere en ek het aangegaan met my lewe. Ek het nooit vir hom gebruik of enigstens saamgevat na daai vroueoggend toe waarin jy nou moet notas maak. Nee, almal sit daar met hulle mooi klein boekies. Ek gaan nie hierdie groot boek saamvat nie want dit is ongemaklik. Ek vat my eie boekie saam. En terwyl ek nou voorberei vir hierdie, nou soek ek 'n boek waaruit ek nou kan werk en die Here sê, "Dis my gaan haal daai boek uit die laai uit." En ek haal toe nou die boek uit die laai uit en ek lees so net weer daarvoor op en ek sien hierdie mooi blomme prentjie. En ek prys toe net die Here vir wat hy kom doen het. Ek sien hierdie menskop hierso in die hoek met 'n tipe blommekrans om hierdie persoon se oor hierdie beeld se kop. En dadelik sê die Here vir my, jou gedagtes is vernuwe. Dit waarvoor ek hom vertrou het daai tyd, net om my te help, daai vinnige gedagte wat deur my kop gegaan het van hier lê iets mooi voor. Hy het dit in daai 3 jaar vir my kom doen, sonder dat ek dit agtergekom het, maar in daai 3 jaar het ek gesoek na hom, want ek wou my gedagtes vernuwe. Ek wou my gedagtes gehoorsaam maak aan hom. Ag, en toe bemoedig die Here my net so weer deur dit. En die oefening wat ons vandag gaan doen, ek wil hê julle moenie dit onderskat nie. Dis 'n klomp klein goedjies waarby jy nou verby gaan stap en die ding wat jy eers jou aandag trek, gaan jy nou vat en jy gaan sit. En dan wil ek hê jy moet fokus daarop vir daai klein sagte gedagte wat deur jou kop gaan. Ons het nou gelees we have the mind of Christ. En die Here sal nooit iets in jou gedagtes sit wat jou afbreek, jou sleg maak. As so iets deur jou kop gaan, is dit nie hy nie. So daai gedagte wat deur jou kop gaan, is gewoonlik ietsie stil en sag, dis altyd opbouend, dis altyd bemoedigend, dis altyd vol wysheid. Dis baie keer iets wat jy nie nou glo nie. Soos toe die Here vir my sê, lê iets mooi voor, al hierdie mooi blommetjies en hierdie. Dus daai tyd, toe dink ek net, okay, kyk maar, jy weet. En nou kan ek met vrymoedigheid sê, daar het iets mooi voorgelê. Maar nog 'n verrassing eintlik van die boek, toe kom uithaal hierdie week, toe is ek soos, maar kom ek kyk wat's agterop, nee, hier agterop is ook blaadjies, prentjies. En tot my verbasing, toe sien ek 'n prent uit 'n tydskrif uitgeskeur, met 2 buisies olieverf in kwaste. En in hierdie 2 jaar het ek lekker begin verf. Ek het nie geweet van wat op hierdie boek is nie. Toe ek dit hierdie week sien, toe sien ek hierdie olieverf in die kwast en ek dink, Here, U het al daai tyd vir my gesê, dit is wat ek gaan doen. En ek verf tog te lekker met olieverf. Ek dink ek het nou al 20 skilderye geverf, waarvan al verkoop het, wat ook deel het van besigheid. So die Here het hierdie boek gebruik om oor my te profeteer, om iets oor my te sê. Die Here is letterlik in alles. Ons moet hom nie onderskat nie. Jy gaan nou verby hierdie tafel stap
En ek wil hê die eerste ding wat jou oog vang, moenie twyfel nie, vat daai ding en gaan sit. Raak rustig en kry die woord wat hy in jou gedagtes sit. Kry daai woord, skryf dit neer. Ek het 'n plekkie gesit daar waar jy dit kan neerskryf. En kom ons kyk wat doen die Here daarmee. Kom ons kyk oor 2-3 jaar. Wat doen die Here met die koun wat jy opgetel het? Jy kan hom huis toe vat. Jy hoef hom nie weer terug te sit nie, jy vat hom huis toe. You never know. En ek wil ook as iemand nou hier sien, maar Chantel hierdie koun, en daar kom iets in jou op wat vir haar 'n woord kan gee oor die koun. Wil hê die vrymoedigheid en doen dit asseblief. Dalk vat ek nou iets, maar daar kom niks by my op nie. Dis ook oukei. Ek wil hê ons moet na die tyd, as jy regtig gebed nodig het, as jy regtig hulp nodig het, wil ek hê jy moet kom, ons sal hier vir jou bid, en ek wil hê jy moet die ding wat jy gevat het, saam met jou huis toe vat. Die Here gaan nie nou dadelik vir jou iets dalk sê nie, maar miskien oor 'n jaar kyk jy weer na hierdie ding en daar kom iets by jou op en die Here doen dit vir jou. Okay, so ons almal kan sommer net so 'n ry maak en loop verby en vat dit, en dit wat in jou opkom, as dit 'n woord is vir jouself, skryf dit dadelik neer. Ek wil hê julle moet die vrymoedigheid hê om daai woord wat die Here vir jou gegee het te deel. As daar iets in jou kop opkom vir 'n ander persoon wat jy gesien het, vat dalk die kers. Asseblief deel dit. Ek wil hê ons moet hierdie oefening doen sodat ons kan leer hoe om sy stem te hoor. Dit klink nou baie simpel, maar dit is glad nie. Dis glad nie. Dit is 'n profetiese oefening. Dit dra krag. Dit help ons om te onderskei tussen daai stil klein stemmetjie of 'n woorde wat glad nie sin maak nie, want gewoonlik dink 'n mens die mooi goed en dan kom hierdie snaakse goed en is glad nie opbouend nie, en dit is nie die Here nie. Okay, so kom, skryf julle iets. Jy wil ietsie sê? Oei.
Okay, is die ding nou aan, kan julle my hoor? Het almal hulle dingetjie gekry? Okay, ek gaan nou sommer deel wat by my opgekom het met my tee, net om vir julle 'n voorbeeld te gee, en dan wil ek hê die wat wil deel, is welkom om te deel, maar ook spesifiek, as daar iemand is wat nou hier sit, wat iets in hulle hand het, en dink, dit is nou nonsens, dit help my nou niks. Wees vrymoedig om te sê, hier is my item, help my asseblief. So, of dalk weet hulle nie. Kom, steek die ding op wat in jou hand is, en Tron, Anita, en wie ook al, Ina en my skoonma, help, en kyk na die produk, Pastor Jethro, miskien kan ons almal dan vir daardie persoon bemoedig, met daai ding in sy hand. So, die tee, ek het bietjie gekroek, die tee het al vanoggend vir my uitgestaan, en ek het al vanoggend net dadelik gehoor, I am infused with him. En ek dink, sê weet dan nie? Fabulous, absoluut fabulous. Ek dink toe dadelik aan iemand wat ek al gehoor preek het, en hy gebruik toe hierdie teesakkie, en hy sit die teesakkie, hy sê, ons is die water, en die Here is die teesakkie, en hy vat die teesakkie, en hy sit dit in die water, en hy haal die teesakkie weer uit. Nou wat is die tee? Sy vraag was, wat is dan nou die tee? Ek en hy is een, klaar, saam. Die teesakkie is uitgehaal, die water was 'n aparte ding. Toe kom hy en hy stort sy gees in my uit, en ons is nou die tee, ek en hy, nee? So ek het gekroek, as ek nou sê, ek het die tee gesien, dadelik geweet, I am infused with him, en ek en hy is die tee. So ja, ek het nou vir Wanda gesien hier, so met die diffuser refill, en ja, die ding wat dadelik by my opkom, 'n diffuser refill gebruik jy om 'n potjie wat leeg is, weer vol te maak met 'n lekker geur, sodat daai geur kan versprei. Nee? En ek ervaar dat die Here vir jou sê, maak daai potjie vol met sy geur en versprei dit. Want Wanda, jy is 'n mens everywhere, oral. Jy versprei, soos jy praat en chat en almal weet van jou, almal weet. Maar die Here wil hê jy moet gaan refill. Gaan vul daai leë potjie met hom en dan gaan versprei 'n wonderlike geur. Ja, dit het nou by my opgekom. Is daar nog iemand wat wil deel? Kom, Margriet. Hallo julle. Ek het 'n skeermes, ek weet nog nie hoekom nie. Dis die enigste ding wat uitgestaan het. Maar so, jy was voor my. En sy het 'n baie interessante ding gesê. Sy het gesê, sy wonder of die ramshoring deel is van hierdie kolleksie, want sy wil hom vat. Okay, maar toe ek gaan sit, toe hoor ek so duidelik hoe die Here vir my sê, hy gebruik jou om uit te skree oor wie ever wil hoor sy woord en wat hy wil sê, en jy gaan die spreekbuis wees, jy gaan, soos wat jy 'n ramshoring blaas, en almal kan hom hoor oor die vlaktes heen, gaan die Here jou gebruik om sy woord so, wat ook al hy vir wie ook al wil sê, gaan hy jou gebruik. So ja. Okay, kom. Ja, het iemand... Okay. Dankie. 'n Skeermes maak skoon. En ja, dis nou 'n bietjie persoonlik vir die manne, ekskuus. As jy beenhare skeer en hulle nou 'n bietjie gegroei, maak hom baie duidelik skoon. En die Here gebruik jou om 'n pad reguit te loop, en jy gaan soos mense na jou toe kom of waar jy goed sien wat nie in plek is nie. Dis so 'n bietjie oorgegroei en dis nie reg nie. Dis soos 'n snoeiproses. Jy gaan kom en jy gaan hom skoon maak. Met jou reguit manier van dinge doen, daai vuur in jou wat God kom en vir jou gaan gebruik om dit weg te vat, dit wat nie daar moet wees nie. Dankie.
Ek het hierdie wasgoedpennetjies, maar ek gaan nou daaroor praat. Maar wat my oog dadelik gevang het, sorry Nancy, what caught my attention immediately was Annelies. Kom gou hier. Ja, jou naam is Annelies. Bring jou maatbekers saam. Dadelik toe ek die maatbekers sien, toe sê die Here vir my, wat hy vir jou sê, is, hy het vir jou 'n vol maat uitgemeet. He measured a full measure for you. It is a full measure. It's not an empty cup. It's not a half a cup. It's not a 3/4 cup. He measured out a full cup for you. Bless you. Jy meet in klein mates. Die Here wil jou denke vernuwe. Syne is vol, groot maat. As die woord sê, die maat waarmee jy meet, sal vir jou gemeet word. Hou op meet, sê die Here vandag vir jou, in jou klein mates. Dis tyd vir sy volheid wat gemeet word vir jou. Yeah, thank you. Okay, and then these pegs, as I looked, then she took my measure cup, so I had to but I now know it wasn't a word for me, but I did also, yeah. But then these pegs stood out to me, and God just said to me that immediately that He holds it all together. Every piece, He holds it all together. I don't have to worry about how it's all going to come together. He holds it all together for me. Amen. Okay, Tron, ek wil net gou hê jy moet vir Corrie 'n woord gee. Ek gaan nou by die res wees. Ja, ek kies sommer nou vir wie jy moet. Wat is daai ja, die Here wil hê jy moet soos Elton John wees nie. Is jou eie mens. Ja, Corrie, die brille is merkwaardig. Ek sien die Here het vir jou 'n spesiale stel oë gegee. Jy sien goed raak wat ander mense nie raak sien nie. En jy het altyd vol hoop. Jy sien altyd, ons het Sondag gehoor van die kerk, soos Abraham wat getrek het omdat hy het 'n stad gesien. Verstaan? Jy sien altyd die stad. Jy's altyd 'n ou met 'n visie en met rigting en moenie dit verloor nie. Al weet jy nie hoe die planne gaan kom of werk nie. Jou oë is gefokus op die stad wat Christus Jesus is en vanoggend is dit maar net weer 'n reminder dat jy met 'n volle confidence hê met hierdie stel oë wat die Here vir jou gegee het, want die Bybel sê die oë is die vensters na die siel. En toe Petrus en Johannes ook daai ou by die tempel gesond gemaak het, toe sê hulle, maar silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek vir julle. En hulle het vir hom gesê, kyk na ons, kyk met my oë, want dis die Johannes en Petrus wat daar gestaan het, maar toe hulle ingaan en hulle kyk in die oë in die venster, toe wie sal binne? Jesus, dieselfde met die tee en alles, en die Here wil hê, jy moet vergeet, dat as hulle in jou oë kyk, hulle gaan Jesus sien, en dit gaan goed oopbreek vir jou in paaie en geleenthede, amen. So, hou hy stel oë. Ek wil net gou ietsie sê, ek het daar gesit, toe sien ek die globe daar, en ek dog toe die gloeilamp, maar ek het nie die res van die goed gesien nie, maar toe ek nou opstaan, toe sien ek nee, Desiree het nou klaar die globe gevat, en toe ek nou daar kom, toe sien ek die bril, maar toe sy nou vroeër haar storie vertel, van ek het fisies seer gekry. Ek sit met 'n skouer wat potblou is tot hier in die blaaie. Waar ek deur 'n globe wat ek wou verander het met die verkeerde attitude. My attitude wou ek die globe verander wat ek bo op die bed klim en ons bed is hoog. Dit was maandag aand en ek val daar af wat ek my balance verloor. Laat dis die Here se genade, absoluut. En dit is waar sy vroeër gesê het, jy gaan baie keer deur prosesse waar jy seer gemaak word en waar jy voel, jy weet, baie mense gee op. Hulle gee op want ja, ek bly seer kry en alles loop net verkeerd en
Maar dis nie in my lewe so nie, maar die kere wanneer daar goed gebeur, dan bring die Here my net weer terug om vir my te sê, weet jy, get off your own focus. Fokus op my, want jy fokus op jou eie en so gaan jy bly val tot jy gaan, maar en en die Here waardeer dit so vir die feit dat ek het daar opgestaan en gesê, Here, ek is jammer, ek het nou pyn, ek het seer, maar ek sal daar deurkom, want ek weet van wie my bron is in die lewe. So baie dankie vir julle almal, en dankie vir jou ook, dame. Okay. Yes. Okay, so ja, ek ken my man se persoonlikheid. Ek is glad nie verbaas uit die bril gevat nie. Maar toe hy die bril in sy hand het, toe wat dadelik by my opkom was die ding van daai lense is so skoon, dit lyk of daar nie eers 'n lens is nie, want daar is nie lense nie, né? Maar 'n gewone bril moet jy gereeld skoon maak, want hy word maar vuil, jy vat dan hom goed. Maar die visie wat die Here vir jou gee, is so helder dat jy dit nie hoef skoon te maak nie, jy gaan weet. Okay, en dan het ek 'n kers gevat. En ag die hele jaar praat die Here met my oor lig. Dat eerstens hy is die lig en ons moet die lig van die wêreld wees. Maar wat nou vir my opnuut opgaan toe ek die kersie so bestudeer, die put van die kersie is binne in die kers was. En ek besef net maar hoorie, ek is in Christus. En die feit dat ek in Christus is, soos hierdie put in die kers was is, kan ek brand. Kan Heilige Gees in my werk, want ek het die bron om te kan brand. Die kersvas is die bron wat maak. Die lontjie op sy eie beteken niks nie. Maar die feit dat hy omring is en binne in die kersvas is, het hy die vermoë om te kan brand. That's amazing. Okay, my skoonma en Emmy wil ook nog iets sê. Kom gou. Emmy, staan so lank nader. Ek wil vir jou sê, jy het nie gekroek nie. Want daai boksie tee het jy heel laaste afgevat nadat almal al afgevat het. En daai boksie tee het vir jou gewag. Want jy is geïnfused met die Here. En as ek jou sien, dan sien ek net vir Jesus. So jy is absoluut geïnfused, hy het vir jou gewag. Hallo almal, ek is Emmy. Ek is Emmy. Toe Jessica nou sê dat ons moet 'n lyn vorm en dan moet ons nou iets vat wat die eerste dingetjie wat in jou gedagte opkom. Toe sit ek daar en ek vat my boek en ek skryf. Ek is nog nie in die lyn nie en ek skryf groei. Groei, okay? En ek kom hier so en ek sien staan so, ek gaan nou ek soek iets groenigheid, 'n plant of 'n blaar of ietsie. Nou ek sien toe daai dametjie het die liggepot. Ek sien toe sy het hom en ek staan en ek dink, okay, wat nou? Nou vat ek die spaarpassie. Okay. Ek gaan sit en ek kyk, okay, is groei. Okay, maar hier staan 2020 op. Ek weet nou nie wat dit is nie. Dit is 'n ou spaarblikkie ook, lyk dit aan. Maar vanaf 2020 tot 2025 glo ek en ek voel, het ek gegroei. Ek het gegroei. Christelik en man in alle situasies in my lewe het ek gegroei. So ek het eintlik verstaan hoekom ek hierdie blikkie gevat het, maar nou verstaan ek. En die woordjie groei. So ek voel vanaf 2020 tot 2025 het ek Emmy, ek het gegroei. Baie dankie. Pastor Jethro. Maar ek wil net gehoor, wat is jou naam met die lelie? Wat is Monique. Wys gou jou lelie vir die mense. So jy het nou dit so vinnig gewys toe Emmy gesê het en dadelik het dit by my opgekom, 'n lelie dryf op die water. En die Here sê vir jou, die Heilige Gees is sy water, dryf daarop. In enige omstandigheid in jou lewe, waardeur jy ook al gaan wat vir jou moeilik is, gaan lê op jou rug soos 'n lelie en dryf.
rus in hom. En hy sal jou dan vat daar waar die stroom gaan. Okay. Amen. Ek het ook daar gesit en wonder wat maak ek. Toe drink ek hierdie koffie klaar. En ek hoor die Gees sê vir my, wat het jy in jou hand? Ek sê, leë koppie. En wat die Gees my begin bedien daar uit, hy het ook een daar by hom, die leë koppie. Wil ek julle aanmoedig, ek het hom gebruik en hom leeg gemaak, maar baie keer is ek en jy soos die leë koppie. Daar's goed in ons wat ons gebruik elke dag. In ons werk, ons omstandighede, jy word moeg, daar word mense wat van jou aandag wil hê, daar's goed wat gebeur. So ander mense drink ook van jou koppie. En dan word hy na tyd leeg. Maar weet julle, ek hoor ook as dit die Gees sê vir my, ek moet tog vir julle sê, dat daar soos hierdie is belangrik. Want as jy hier kom sit, dan word die koppie weer volgemaak. En ek hoor nou terwyl ek as dit, hoe mense lag, jy weet. Party is amper 'n lag van bevryding, daar's 'n lag. Daar's 'n lag, wat iets gebeur. Jy kan weer huis toe gaan hier vanaf, dankie vir vanoggend. Bly gisteroggend verby, dankie vir vanoggend, daar het weer iets gebeur. So, as sulke events is, want dis hier waar jy weer kan teruggaan en sê, ek het weer my koppie volgemaak. Ek kan weer gaan drink, ek kan gaan uitdeel tot next time, jy weet. En dan is dit ook goed as ons kom hier en Jessica het gesê, weet, ons sal vir julle bid. Moenie skaam wees sê, bid vir my nie. Ek onthou nie, in die Nuwe Testament het Paulus hulle, Petrus hulle, Johannes hulle uitgaan, dan gegaan, die Bybel sê, die hande op hulle gelê, dan is hulle vervul met die Heilige Gees. As die hande op hulle lê, is hulle vervul met die Heilige Gees. En wanneer ons vir mekaar bid, gebeur daar iets. Ons sien dit nie, maar daar's 'n oorloop, daar's 'n bediening, daar's 'n versterking, daar's 'n verkwikking wat plaasvind. So, as soos vanoggend ook, moenie dit gaan nie, weet jy, wil gebed nodig en die ouens wat bid, moenie ure bid nie. Zet jou hand op en bless die ouens en vertrou die Here dat daar iets in ons in mekaar se gees gebeur. Dis hoekom ons mekaar nodig het, nie liggaam is. Sodat ons mekaar kan volmaak. Baie dankie. En sê, is daar nog iemand wat iets spesifiek het? Yes. Ja, my ding is hier's 'n hoenderhaan met 2 sulke blaartakke om en daar staan plaasmense. Nou, ek was my lewe lank 'n navorser en ek was op die plaas. En ek het met boere gewerk. En die produk wat ek ontwikkel het die plante gehelp groei. So dit was nou vir my 'n bevestiging. Maar die ander ding is, die tema wat al begin deurkom, van jy wat infused is met teeblare, sy wat in 'n kers was vassit, is die ander dame wat lê soos 'n lelie in die water, die Heilige Gees. En dit 'n kwessie is van jy's omvou in die Here. Jy's toe met die Heilige Gees. Monique, is jy Monique, nee. Toe jy verbyloop met die lelie ook, toe sê die Heilige Gees vir my, jy, baie keer wonder ons, hoe kan ons groei? Hoe kan ons verder gaan, of waar moet ons wees om te kan groei? En toe jy verbyloop met hom, toe sê die Heilige Gees vir my, you have to grow where God planted you. So as jy gewonder het of jy op die regte plek is, om te kan groei, of selfs ander mense te kan bemoedig, you are in the right place. So grow where He planted you. Ja, hamer, weet jy, hamer is 2 goed, of jy breek af, of jy maak reg, of jy kan mooi maak en lelik maak. Die woord wat my opkom nou,
jou hele lewe lank het jy vir ander mense mooi gemaak en reggemaak of afgebreek en om af te breek is baie keer die mekaar en vuil en vol stof en goed is, maar daar's 'n opbou wat die Here nou in jou wil doen. En hy wil hê jy moet jou hamer neerlê en laat hy aan jou werk nou. Amen. Toe ons net maar hier gekom het, gaan kyk ek sommer aan die tafel. Wat is die goetertjies? Die eerste ding wat my oogvang is jammertjie. En toe ons nog gaan ietsie te gaan kies, dus nie klomp mense, ek gaan nie my hamertjie kry nie. Maar ek kry hom toe. Hy lê toe aan wag vir my. Vir my, hamer is vir my 'n simbool van gereedskap. Gereedskap kan of maak dat ek kan werk en ek glo die Here sal die nodige werk vir my gee en die Here gaan voorsien. Hy gaan sorg, want hy beloof dit vir ons. Hy sal vir ons sorg. En dis daai opbou waarvan Tron nou praat.
As sy. Nee. Daai goed wat afgebreek is nou weg en die Here bou nou op. Yes. Amen. OK, julle, ek dink die tyd het nou aangebreek dat ons nou eers klaar is vir die dag, maar die van julle wat nie hastig ergens heen hoef te gaan nie en wat net graag gebed wil hê, asseblief bly agter. Ons almal gaan hier voor wees om vir julle te bid. As julle graag die Gees wil ontvang om in die Gees te leef en te beweeg, kom met vrymoedigheid en kom ontvang dit. So ja, baie dankie.